Ons liefdevolle Hemelse Vader, ons bring vanoggend op hierdie heilige Sabbatdag u gemeente, u erfporsie na u. Ons gebed is dat u Heilige Gees nie 'n enkele persoon sal verbygaan nie, maar dat u een en elkeen ryklik sal seën met die heerlikheid van u genade en u heilige teenwoordigheid. Open asseblief ons oë om die goeie dinge wat u vir ons doen raak te sien. En help ons om die valstrikke wat die Satan vir ons span nie mis te kyk nie. Inspireer ons van omhoog om te doen wat u van ons vra in vreugdevolle dankbaarheid en erkenning van u grenslose liefde. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons Heer en Verlosser. Amen. Ek is bly om soveel van u hier te sien vanoggend, ten spyte van die koue. Hulle sê die winter het nou aangebreek. Stem jy saam? Nou hoop ek nou nie dat hierdie winter wat laat gekom het, gaan laat ophou nie. Ek vertrou dat ons 'n kort winter sal hê. Jy weet, in die noordelike halfrond stel hulle nie vreeslik belang in lugversorgings nie. Hulle stel net belang in verwarmingsstelsels. Want hulle het 'n kort somer en 'n lang winter. By ons is dit 'n relatief kort winter met 'n lang somer. Vandag wil ek hê dat u moet warm voel in die hart, omdat u hier tuis is in die huis van die Here. Ek is bly om soveel van u te sien. Dit is nou so dat die blomme ons 'n bietjie afskei van die mense, maar hulle is pragtig, is dit nie waar nie? Johandra, baie dankie vir die lied. Ons waardeer dit geweldig baie. Kom ons lees as teksvers 'n welbekende versie, Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. In 2 Konings 13 vers 21 lees ons die verhaal van 'n baie plegtige geleentheid, 'n begrafnis. Ek wil u graag aan een persoon voorstel wat by hierdie begrafnis teenwoordig was. Miskien was hy die hartseerste van almal, omdat die oorledene sy beste vriend was. Maar kort voor lank het hy van sy oorlede vriend af weggehardloop. Ja, hy het teen volspoed weggehardloop, omdat sy vriend, vir wie hy met trane besig was om te begrawe, hom gejaag het. U sal sê, wag Ben, nou het jy daar 'n bietjie te ver gegaan met jou stories. En ek kan dit verstaan, dat u dit moeilik vind om hierdie storie te glo. Volgens ons almal se ondervinding, lê mense daarom gewoonlik baie stil op hulle eie begrafnis. Dooie mense is glad nie veronderstel om rond te hardloop nie. Ek sal u so 'n bietjie agtergrond gee tot hierdie gebeurtenis. Ons lees in 2 Konings die verhaal van Elisa. Elisa was een van die bekendste profete en leermeesters in Israel. Dit was egter Elisa en nie Elia nie wat met die 4 perde wa in die hemel opgeneem is. Terwyl Elia op hierdie skouspelagtige manier vertrek het sy mantel op Elisa en sy helper geval. En van daardie dag af het Elisa Elia se pligte oorgeneem. En Elisa het selfs groter wonderwerke as Elia gedoen. Na 'n lewe waarin hy God getrou gedien het Elisa gesterf en is sy liggaam in 'n grafkelder, 'n sandsteengrot, geplaas. En dit bring ons nou by ons fantastiese storie. Kom ons lees hierdie boeiende verhaal in 2 Konings 13 vers 20 tot 21. 2 Konings 13 van 20 tot 21.
En daarna het Elisa gesterwe, en hulle het hom begrawe, en die bendes van die Moabite het die land ingekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle, dit is nou die Israelitiese begrafnisgangers, besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Die begrafnis was 'n treurige en plegtige geleentheid. Maar toe die Moabitiese moordenaars so uit die niet van nêrens verskyn, het die roubeklaars alles net so gelaat en gevlug vir hulle lewens. Die Bybel vertel vir ons dat hulle die afgestorwene se liggaam haastig in Elisa se graf ingegooi het. En toe die lijk van die oorledene teen die beenderre van Elisa raak, het die dooie man skielik lewend geword. Toe die man dood was, het die probleem met die invallers hom nie geraak nie. En het hy ook geen bekommernis oor enigiets anderster gehad nie. Maar toe hy lewend geword het en op sy voete gekom het, het hy ook die Moabitiese invallers raak gesien. Toe hardloop die oorlede, lewend geworde man ook vir sy lewe. Waarheen anders as agter sy vlugtende vriende aan. En ek kan in my gedagtes sien dat hoe vinnig hierdie Moabite gehardloop, die Israeliete van die Moabite weggehardloop het. Maar toe hulle omkyk en sien dat hulle gestorwe, begrawe vriend ook agter hulle aanloop, dat hulle so 'n bietjie spoed aangesit het. Ek wil met u praat oor die voordele van hardloop. Ek bedoel nie hardloop soos die draf of resies hardloop nie. Ek praat van weghardloop, vir lewe en dood, weg van sonde af. Meer soos om deur die klankgrens te breek. Die Israeliete was besig om weg te hardloop van die bose Moabite af. Mense wat deur Satan gemotiveer is om die boosheden te doen en te bedryf. Toe het 'n wonderwerk van God die Israeliete aangespoor om nog vinniger en nog verder weg te hardloop. Indien u nog nie van Satan af begin weghardloop het nie, is my bede dat ek vandag u mag oortuig dat die Here wil hê dat ons sal begin hardloop asof ons lewens daarvan afhang. Ons lewens hang inderdaad daarvan af. Toe my kinders klein was en iets wou doen wat ek nie as 'n goeie idee gesien het nie, het ek hulle aangaande die moontlike gevaar en skadelike gevolge gewaarsku. Maar kinders bevraagteken soms hulle ouers se oorbeskermende houding. En so het my kinders dikwels gevra, wat's verkeerd daarmee, pa? Veral as dit lekker smaak. Ek moet erken dat ek ook selfs dikwels dieselfde vraag vandag nog vra. Wat's nou eintlik verkeerd daarmee? Om die waarheid te sê, moet ek erken dat ek hierdie juiste vraag keer op keer nog steeds vra. Wat kan tog verkeerd wees daarmee? Wanneer ek probeer vasstel of een of ander iets dalk teen die wil van God mag wees, vra ek myself hierdie ernstige vraag af. Wat kan moontlik verkeerd wees daarmee? Ek is seker, hoe jonger 'n mens is, hoe meer verwarrend kan hierdie vraag wees. Vir jonger mense is die verhouding tussen oorsaak en gevolg nie altyd so glashelder nie. Indien ons ernstig wil weet, wat is verkeerd hiermee, sal daar 'n antwoord van God kom. Ons moenie die retoriese of verontskullende vraag, wat is verkeerd daarmee, as 'n lisensie gebruik om ons eie begeertes te bevredig nie. Ons kan op enige ouderdom 'n besluit maak wat die res van ons lewens 'n invloed
op ons sal hê. Dit sal bevoordeel of ruïneer. Jong mense word gedwing om 'n reeks lewensveranderende besluite te neem. Met wie moet ek trou? Wanneer kan ek trou? Waarom moet ons wag totdat ons getroud is voordat ons 'n intieme verhouding kan hê? Deesdae is die algemene mode om my eie ding te doen. Dit is baie algemeen om 'n rebel te wees en weg te breek van sosiale norme en voorskrifte. Selfs al is die wêreld om ons besig om in 'n malhuis te verander, het elkeen van ons steeds die reg en die mag om te kies om 'n lewe te lei waarin ons ander om ons in ag neem en inval met die werkbare aanvaarde norme van ons samelewing. Die belangrike keuses wat ons maak, het meestal ingrypende en soms selfs ewigdurende gevolge. Lewenslange verslawings of nadelige gewoontes begin altyd skynbaar by onbenullige dade, reaksies, handelinge en rebelsheid. Vryheid is die moderne wagwoord. Die advertensies is op die tema van rebellie gebaseer. Hulle stel 'n uitdaging. Waarom doen wat ander doen? Wees jouself, doen jou eie ding. Besluite van allerlei tipes het 'n onberekenbare impak op ons lewens. Die gevolge van verkeerde besluite is oral om ons te sien. Ons hoef nie ver te soek om dit op te merk nie. Al te dikwels word hierdie lewensveranderende besluite gemaak direk as gevolg van die onskuldig klinkende vraag: wat's verkeerd daarmee? As daar enige twyfel daaromtrent bestaan, het ek slegs een antwoord. Een antwoord. Hardloop. Hardloop. Hardloop weg daarvan. Kom ons lees 2 Samuel 11, vers 1 tot 4. 2 Samuel 11, vers 1 tot 4. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Ons lees verder. Teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou. En hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittite nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad. Daarna het sy na haar huis toe gegaan. Sonde volg 'n patroon van ontwikkeling. Sonde het amper onsigbaar begin. Dan volg daar 'n broeiperiode wat met 'n ontploffing ryp word tot dit kom by die dodelike einde. Ons lees in Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Die sondaar volg egter 'n ander pad. Eers loop hy saam met die sondaar. Hy soek hulle geselskap. Dan staan hy rond saam met hulle. Hy voel tuis by hulle. En dan gaan sit hy by hulle.
Nou is hy deel van die groep. Wanneer mense in sonde lewe, beweeg hulle van sleg na slegter, na algehele verdorwenheid. So vorder hulle met hulle wandare vanaf die lewe tot by die ewige dood. Dawid het eers net geloop. Maar in die proses het hy die boosheid aanloklik gevind. Die aksie van loop is gevolg deur stilstaan, waar hy die sonde in sy gedagtes oorweeg het. Daarna het Dawid gevorder tot by gaan sit, waar hy in die sonde tuis geraak het. Dawid het nie weggehardloop nie, maar gaan sit. Wanneer ons weer deur 2 Samuel 11 vers 1 tot 4 lees, sien ons dat 'n baie mooi vrou na die koning ontbied is. Op hierdie stadium kan ons wel vra, wat's daarmee verkeerd? Met lewenservaring kan ons egter teen hierdie tyd 'n sterk vermoede hê dat die situasie al die benodighede vir ramp bevat. En hy het met haar gemeenskap gehad. Die laaste paar woorde van hierdie versie bevestig ons bedenkinge. Nou het ons die bewys dat daar inderdaad iets verkeerd was met wat Dawid besig was om te doen. Vers 1 sê dat Dawid in Jerusalem agtergebly het. Dawid was koning. Wat kan nou moontlik daarmee verkeerd wees om tuis te bly en sy troepe onder die bevel van sy beproefde generaal uit te stuur? Dawid was 'n baie beroemde militêre leier. Dit was sy taak om die grense van sy koninkryk te verdedig. Maar Dawid het nie gehardloop nie. Hy was rustend. Dit was Dawid se eerste tree na 'n verkeerde besluit. In vers 2 het Dawid in die laat namiddag op 'n wandeling op die dak van sy paleis gegaan. Wat kan daarmee verkeerd wees? Hy het net 'n bietjie vars lug gesoek. En terwyl hy gestap het, het hy op sy onderdane se huise afgekyk. Wat kan daarmee verkeerd wees om rond te kyk? Die volgende aspek van hardloop is dat 'n drawer gefokus moet wees en so moet bly. Ons lees in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus. Dawid was koning. Hy was op die kruin van sy sukses, die hoogtepunt van sy loopbaan en op die dak van sy paleis. Dawid was in die vleur van sy lewe, die meester van alles om hom. Dit het daartoe gelei dat hy sy versuur gestel het op wat hy wou hê in plaas van wat God wou hê. In vers 2 het Dawid toevallig 'n vrou gesien bad. Wel, kon hy dit help? Kon hy? Dawid het lank genoeg bly kyk om te kon agterkom dat sy beeld skoon was. Gedurende daardie tyd in die geskiedenis het konings meer as een vrou gehad. En Dawid kon dalk uitgekyk het vir 'n potensiële nuwe vrou. Wat's verkeerd daarmee? Vers 3 vertel vir ons dat Dawid iemand gestuur het om aangaande hierdie beeldskone dame te gaan uitvind. Daar's niks verkeerd daarmee dat 'n koning navraag doen aangaande een van sy onderdane nie. 'n Bietjie agtergrondinligting is 'n goeie idee voordat 'n nuwe vrou tot die koning se harem gevoeg word. Sover is daar slegs geel ligte wat aan en af gaan om vir Dawid te waarsku dat hy hom op 'n potensiële gevaarlike pad begewe. Maar verder aan in vers 3 word dit vir ons duidelik dat daar
nou rooi ligte vir die koning begin flikker. Die navorsers vertel aan Dawid dat Batseba 'n getroude vrou is. Vers 4 gee vir ons die inligting dat Dawid gestuur het om die beeldskone getroude vrou na hom te bring. Is daar enigiets daarmee verkeerd om met 'n mooi getroude vrou of 'n aantreklike getroude man te praat? Die vraag is egter, het Dawid iemand gesoek om mee te gesels? Dawid weet nou dat Batseba getroud is, en die samestelling van die verhaal gee vir ons 'n duidelike aanduiding dat hy haar laat haal het omdat sy beeldskoon was. Is daar enigiets verkeerd hiermee? Sien nie die ontwikkeling van hierdie sondepad. Loop, kyk, navraag, ontmoeting. Ongelukkig is dit nog lank nie die einde van die storie nie. Vers 4 sê dat Dawid by haar geslaap het. Nou weet ons wat daarmee verkeerd is. Ons is nie regtig verbaas oor die uiteinde van hierdie verhaal nie. Sonde is sigbaar progressief. 'n Mens kan dit sien kom. 'n Mens kan nie op die vraag wat verkeerd daarmee staat maak om uit die moeilikheid te hou nie. Die vraag wat's verkeerd daarmee kan somtyds 'n paadjie na sonde se kant toe aandui. In steede daarvan om sonde te bedink en te bepeins, behoort ons daarvan af weg te hardloop. Ons behoort liewer goddelikheid te bepeins en haastig daarheen te hardloop. Ons moet ons na Christus toe haas. Soms wandel ons sommer doelloos rond en stop so hier en daar om 'n bietjie na alles te kyk wat in die winkelvenster van versoeking uitgestal is. Om winkelvenster inkopies te doen, maar soos die Koreaners sê, eye shopping. Dis 'n roekelose speletjie om te kyk hoe naby aan sonde ons kan rondkuier sonder om tot die daad oor te gaan. Sonde is afskuwelik. Ons moenie eens daarna wil kyk nie. Wanneer die vraag, wat's verkeerd daarmee opkom, is die antwoord, hardloop. Wanneer u 'n leeu sien wat los in die straat rondsluip, sal u dan nog eers gaan staan en nadenkend vra, terwyl u die kop in gedagte krap. Nou, wat hieraan kan toch verkeerd wees? Gevaarlik wees? U gaan net een kans kry om te vlug vir u lewe. In 1 Petrus 5 vers 8 word ons gewaarsku. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Petrus waarsku ons dat die duiwel 'n menseslagter, 'n mensemoordenaar is. Hy het 'n smaak vir menslike vlees, ons vlees. Hy's honger, hy's in die omgewing en hy's selfs binne in ons huise. Hierdie is nie 'n tyd om rond te staan en te vra, wat's verkeerd daarmee nie. Die enigste oplossing is om na Christus te vlug. Hardloop. In Genesis 39 vers 3 en 4, Genesis 39 vers 3 en 4, vind ons die verhaal van Josef. God het Josef in alles wat hy gedoen het geseën. En daarom het Potifar hom beheer van sy huishouding gestel. Dit het hom onder die aandag en binne bereik van mevrou Potifar gebring. Josef, anders as Dawid, was nie getroud toe hy in beheer van Potifar se huishouding gestaan het nie. Josef het nie stil gestaan en homself die vraag afgevra, wat's verkeerd daarmee om naby my meester se vrou te wees nie? Soms hoor mens die vraag, watter een van die 10 gebooie verstaan u nie mooi nie?
is hulle baie duidelik. Hulle is baie duidelik, is dit nie? 10 gebooie is eenvoudig. Josef het baie duidelik al 10 van Gods gebooie mooi verstaan en daarbij het hy ook 'n goeie begrip van die hardloopbeginsel gehad. Wanneer Josef 'n leeu sien, weet hy duidelik dat dit vir hom gevaar inhou. Vers 10 sê, en hy het geweier om by haar te lê en met haar gemeenskap te hê. Vers 12 sê vir ons, en hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en na buite gevlug, gehardloop. 'n Drawer met die hemel as sy einddoel, moet 'n sondefobia ontwikkel. Hy sal nie probeer om so naby as moontlik aan die sonde te probeer kom nie. Jy weet, my vrou het 2 fobias. Die een is spinnekop fobia, die ander een is 'n olifant fobia. En kort hoor ek, Ben, kom, hier's 'n vreeslike groot spinnekop. Dan haas ek my soen toe, en dan kry ek so 'n klein spinnekopie. En dan druk ek hom met my vinger dood. Nee, sy het die taalreëls verander. Dood, dooier, doodste. Nou mag nie 'n kolletjie wees nie. Nie 'n beentjie nie. Want dan is hy tevrede. Spinnekop is weg. En ek laat haar nooit in die wildtuin motor bestuur nie. Nooit. Want as 'n olifant daar ver op die horison is, en ek 'n verkyker nodig het om hom te sien, dan sal sy stop en omdraai en wegjaag. Sy wil altyd so ver, soos sy maar kan, daarvan af wegbly. Dit is die sondefobia. In 2 Timoteus 2 vers 22 sê vir ons, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde en vrede. Paulus beveel aan dat Timoteus weghardloop van die boosheid af en na geregtigheid toe hardloop. Ons het vandag slegs na een sonde, egbreek, gekyk. Maar hardloop is 'n universele beginsel wat vir alle sondes geld. Ons het elkeen ons eie swakhede. Elkeen moet sy of haar eie swakhede identifiseer, op die hoede wees en oefen om te hardloop. Luister na hierdie goeie raad aan ons in Efesiërs 4 vers 29 tot 32. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Verwyder van julle alle bitterheid, woede, toorn, geskreeu en lastering. Met ander woorde, alle dinge wat ons weet nie by kinders van God pas nie. Ons is op die oorlogsveld. Satan is ons bloeddorstige vyand. Wanneer ons die moontlikheid van 'n koel sien kom, moet ons nie staan en vra, wat's daarmee verkeerd daarmee nie. Hardloop. Jesus is altyd naby aan ons, om ons te ondersteun en te beskerm. Dis my bede dat elkeen van ons vandag die besluit sal maak om weg te hardloop van sonde af, van die grafkelder van sonde af, van die finaliteit van die ewige dood af, dat ons met spoed na die veiligheid van ons oorwinnende, liefdevolle Verlosser sal haas. Hy wag vir ons. Hy wil ons die ewige lewe gee. Mag Christus ons die dringende begeerte en krag gee om van sonde weg te hardloop en ons na hom te haas. Dis my gebed.